Ek is baie opgewonde oor ons 158ste program en ons is besig met die reeks oor die mantel van Elia en ervarings wat ek met die mantel van Elia gehad het en openbarings wat daaruit gaan volg, wat die Here vir sy kerk wil gee om die evangeliese krag te herstel in die laaste dae. En vandag wil ek met jou praat oor 'n amazing ervaring, 'n ding wat gebeur het, wat ek dink jou lewe sal verander om te besef dat ons nog steeds met dieselfde God van die Ou Testament te doen het en dat hy nog nooit verander het nie. En ek gaan met jou praat oor hoe die Here vir my die mantel van Elia op nog 'n ander ervaring laat ervaar het en nog duideliker bevestig het. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here. Dankie Jesus vir u gees. Dankie vir u liefde. Dankie vir u krag. Here, dieselfde krag wat Elia gehad het, Here. Dieselfde krag wat Moses gehad het. Here, is in ons vandag. Die Bybel sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En ek bid dat ons sal besef dat hierdie krag wat in ons is groter as wat ons ooit kon besef. Here, raak mense aan met hierdie openbaring, Here, en dat hulle ervaring sal hê, hulle eie aktivering sal hê in die gees, met die gees van Elia, in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, soos ek vir julle gesê het, laasweek se getuie oor die 4 perde wa, wat om die Voortrekker monument ingekom het, en dit het verder begin bou. Jy weet, as die Here iets doen, dan moet ons gehoorsaam bly en die Here sal bou op dit wat hy met ons besig was. As ons getrou is met min, dan sal die Here ons aanstel oor baie. En hy sal dit selfs vermeerder. Halleluja. So nadat ek daai ervaring gehad het, en die gees van Elia op my kom rus het, het ek toe nou na Pretoria toe gegaan, en ek bly in Pretoria, in Tshwane, net so langs die dieretuin, en ek gaan bid toe die nag. Een nag het ek laat die nag daar op die berg gaan klim, en daar het ek gaan bid, en ek het gaan bid in die gees, en ek het gaan bid oor Pretoria, en ek het hierdie autoriteit wat die Here vir my gegee het, gaan begin beoefen, en begin gebruik. En ek het begin om in die gees baie dinge aan te spreek in Pretoria, en goed wat verkeerd was, en daai nag toe gaan slaap ek. En toe ek gaan slaap, nadat ek gebid het, toe droom ek 'n droom, en wat ek droom is, ek sien die gesig van Elia, wat so in die lug, so oor Pretoria, na Pretoria kyk, en met 'n ontsettende, bulderende stem, en met soveel autoriteit, sê hy, oor Pretoria, sê hy, kom uit, halleluja, en hy draai net sy kop weer terug, en dis klaar. En ek word later wakker van hierdie droom. En wat so amazing was is, die Here bevestig vir my deur hierdie droom, dat ek het begin om te spreek oor Pretoria, en nou kom Elia, en hy roep oor Pretoria, en hy beveel die demone, die demoniese magte, om uit die stad uit te kom, met 'n magtige stem, met 'n bulderende stem, bevestig die Here sy woord. Halleluja. En wat vir my so amazing was, is in hierdie proses, begin die Here my op te lei, en begin die Here my te roep. Onthou julle, in die vorige program het ek met julle gepraat, en die Here het my gesê, vra my vir die mantel van Elia, en ek sal vir jou gee, en moenie sê ek is net 'n kind nie, loop in die autoriteit wat ek vir jou gegee het. In Jeremia 1 vers 4 tot 6, praat God met die profeet Jeremia, en in vers 4 sê dit, toe het die woord van die Here tot my Jeremia gekom en gesê, voorwaar, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken en goedgekeur as my uitverkore werktuig. En voordat jy gebore is, het ek jou eenkant gesit en jou afgesonder en jou geheilig. En ek het jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Toe sê ek, ag, Here God, ek kan nie praat nie, want ek is maar 'n jong mens.
Maar die Here het vir my gesê, moenie sê, jy is maar 'n jong mens nie. Want jy moet gaan na almal na wie ek jou stuur, en alles wat ek jou beveel, moet jy spreek. Die Here het my hierdie vers gegee, en vir my ook bevestig en gesê, op dieselfde manier, moenie sê, jy is 'n jong man nie. Moenie net sê, weet jy wat, wie's ek nou? Dit was 'n paar jaar gelede, dit is 24 jaar gelede. Ek is nou 54, en dis toe ek 34 was. En so, die Here bevestig sy woord, en hy sê, kom, ek het jou die mantel van Elia gegee, ek wil hê jy moet gaan praat, en ek moet sê, ek wil eerlik wees, ek was maar baie bang vir hierdie mantel. Ek is maar bang om op te staan, en in my autoriteit, en baie keer het ek opgestaan, en baie keer het ek gaan radikale dinge doen, en ek het seer gekry, omdat mense gedink het ek is nie lekker nie. Maar baie volwassenheid moes in my kom oor die paar jaar, en die Here moes my laat groei, en my laat dieper dinge verstaan, sodat ek kon begin gereed word, om te openbaar aan die kerk, wat die Here vir hulle het, maar op die regte manier. En so ek wil net met jou praat oor die dubbel porsie wat Elisa gekry het. Jy weet, hierdie mantel wat Elisa gekry het, word genoem 'n dubbel porsie. Hy het gesê, Elia, ek wil nie net jou mantel hê nie, ek wil 'n dubbel porsie. Dis nou nogal, Engelsman sê, nogal 'n audacity, om te sê, weet jy wat, ek wil nou meer hê as jy. Ek wil dubbel hê wat jy het. En weet wat's amazing van die Here? Hy het Elisa se vraag het hy actually geëer. En ons sien in Elia se lewe het hy 7 groot wonderwerke gedoen, waaruit daar verskillende dinge gebeur het. Hy het vuur in die hemel uitgeroep. Hy het dit nie gereën ten tye van sy profesie vir 3,5 jaar, het dit opgehou reën, magtiglik het dit gebeur. Wat het nog? Ek dink hy het ek kan nie alles onthou nie, maar hy het 'n hele 7 wonderwerke wat kragtiglik deur Elia gedoen het. Die gees van die Here het op Elia gekom, hy het voor 'n strydwa uitgehardloop. Ek moet julle getuie daaroor vertel. Maar Elisa het in sy lewe het hy 14 groot wonderwerke gesien, waarvan die laaste wonderwerk na sy dood plaasgevind het, toe hulle 'n lijk laat val het binne in Elisa se graf, en die lijk het uit die dood uit opgestaan. Ek dink Elisa het iemand uit die dood uit opgewek. So kragtig was Elisa se bediening waarin hy geloop het. Maar ek wil net vir julle sê, ons is besig om te kyk na die herstel van die evangelie. En hierdie 2 profete, Elia en Elisa, stel 2 tipes voor. Nou 'n tipe is 'n skadubeeld, wat iets voorstel, wat verwys na iets in die toekoms. Ek glo dat die profeet Elia het in 'n ware Ou Testament kragtige mantel geopereer. Maar Elisa, wat moes kom, hy sou opereer in dubbel die mantel van Elia. En nou begin ek vir julle openbaring bring, dat die Here het nie net vir ons die gees van Elia gegee nie, hy het ons 'n dubbel porsie gegee in die Nuwe Testament. Dit is wat Elisa na verwys. Elia beteken God ek is, of ek is God. Terwyl Elisa het 'n sagter woord, hy was 'n sagter man, hy was nie so 'n harde man soos Elia nie. Elia was 'n harde man. Terwyl Elisa was radikaal, maar tog het hy 'n liefde in hom gehad, en hy het iets groter binne in hom gedra op die ou, en hy het groter gegaan as wat sy meester voor hom was. Jy weet, die Here roep ons, Jesus self maak 'n amazing stelling, en hy sê, as julle in my glo, Johannes 14 vers 12, as julle in my glo, dan sal julle doen wat ek gedoen het, en julle sal selfs groter dinge doen as hierdie, omdat ek na my Vader toe gaan. Halleluja. Jy sien, die Here het ons nie agtergelaat om te doen net wat hy gedoen het nie, maar selfs groter dinge. Die Here het ons nie agtergelaat om net te kan probeer doen wat Elia al gedoen het nie, maar selfs groter dinge. Halleluja. Dit is die Here se roeping vir ons. En ons moet in die Nuwe Testament nie dink dat ons minder het as die Ou Testament gelowiges nie. Ons kan verstaan dat ons het meer as hulle. Nou baie keer sal jy sê, maar dit voel, waar's God? Ek voel hom nie eers nie, ek ervaar nie eers. Waar is hy? Ek ervaar nie
hom enigstens in my lewe nie. Maar die Here sê, hy is daar. En die krag wat binne in jou is groter as die krag wat in hierdie wêreld is. Dit is selfs groter as die krag wat Elia en Moses gehad het. Halleluja. En ek wil vandag vir jou bid. Ek wil bid dat die vuur, ek wil die vuur alweer in my hand, dankie Here, en ek sien net die Here wil goed kom doen. Vader, dankie Here, ek vertrou U net vanmôre Here, dat mense openbaring sal kry, en dat hulle 'n besef sal kry. Die Bybel sê dat Johannes die Doper was 'n voorloper, hy was 'n lamp, wat net 'n voorloper was, Here, om vir ons te kom wys van wat die werklikheid is wat ons kan hê. Net so was Elia 'n voorloper van die werklikheid wat ons in die Nuwe Testament kan hê, Vader. Halleluja. So Vader, dankie. Dankie Here, dankie dat U die profetiese mantel aktiveer binne in mense vanmôre Here. Ek wil net die profetiese mantel wat geaktiveer word in mense. Dankie Jesus. Ek sien die Here sê hy wil kom kettinge breek wat mense vashou, en hy bring hierdie gees van Elia om 'n vuur te bring om die werke van die vyand in jou lewe te verbrand en te vernietig in Jesus se naam. Dankie Here. Ek sien 'n tong van vuur wat op my kop staan, en die Here sê ek wil jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Halleluja. Dankie Here. En ek wil party mense roep wat in die slaap geraak het. Mense wat begin het om lou warm te word. En die Here sê bekeer jou. Jy moet of koud wees of warm of vurig warm vir die Here, maar moenie lou wees nie. Moenie 'n mengsel wees nie. Halleluja. En so die Here wil mense kom wakker maak om vurig te word in hulle harte vir hom en vir wat hy gedoen het. En sodat ons weer 'n visie kan kry vir die eindtye en wat die Here nou in en deur sy kerk wil doen in hierdie laaste dae, voordat Jesus kan terugkeer, vir die herstel van alle dinge in hierdie laaste dae. Halleluja. Dankie Jesus, dankie Here. Ja, ek sien die Here sit 'n swaard in ons hand, en hy sê hierdie swaard is 'n swaard van autoriteit, en hierdie swaard is 'n magtige swaard wat ek in jou hand sit, wat die woord is, wat gaan begin lewendig word in mense se harte. Dankie Here, dankie dat die woord lewendig word in mense se harte, dat die Ou Testament nie net 'n boek is nie, nie net 'n storie is nie, maar 'n werklikheid in Jesus se naam. Halleluja. Amen, halleluja, prys die Here. Ja, dankie vir jou tyd, dankie vir die feit dat die Here in jou kon werk, en ek voel net die Here sê, maak jou hart oop. Soos wat jou hart oop maak om te ontvang, so gaan die Here jou dieper kan intrek, so gaan die Here jou groter openbaring kan gee van wie sy gees binne in jou is. En as jy ons wil volg en jy wil meer weet, kom volg my op my YouTube kanaal, Hendrik Witness, of op my Facebook kanaal, Hendrik Witness. Anders kan jy ons volg op Patmos Studio se playlist, met die naam van Hendrik Foster, en daar sal jy al ons programme kry wat ons die laaste jaar of 2 nou al begin uitsaai het. En mag die Here jou seën, en asseblief los vir ons jou byskrifte, los vir ons jou comments, laat ons kan weet wat jy dink en wat jy ervaar het en wat die Here jou kom leer het. Ons wil graag van jou getuie ook hoor, sodat die Here jou kan wakker maak om te gebruik in hierdie tyd vir sy kerk en vir sy doel. Alle seën vir julle in Jesus naam. Amen.